Broers en susters, ons gaan dan voort met die Heidelbergse Katekismus. Vanoggend staan ons stil by die tweede vraag en antwoord van Sondag 1. So laas keer het ons gekyk net na die eerste vraag en antwoord van Sondag 1, ons gaan dan daarmee voort. Maar ons gaan kyk hoe ons hierdie dinge wat ons oor die Heidelbergse Katekismus gaan, hoe ons dit bely uit die skrif uit. So ons gaan eers uit die woord van die Here uitlees in Efesiërs 2. Ons lees hier van vers 1 tot en met vers 10. Efesiërs 2 vers 1 tot en met vers 10, waarna ons saam Heidelbergse Katekismus Sondag 1 gaan lees. Efesiërs 2. Ons lees dit uit die 83 vertaling uit vanoggend, maar u kan gerus volg in enige vertaling en ons kan dan ook raak sien hoe die twee vertalings eintlik mooi vir ons 'n volledige prentjie gee. Op die 3 vertalings. Ons lees Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Met genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover toe in die woord van die Here uit. Ons gaan dan nou saam lees die Heidelbergse Katekismus. Ons gaan fokus op vraag 2, soos ek reeds gesê het, maar die 2 vrae werk immer saam. So ons begin by vraag 1 en dan lees ons ook vraag 2, waar ons gaan fokus. Eers vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Antwoord: dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot sy saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis die eerste vraag en antwoord. En dan uit die tweede vraag en antwoord wil ons fokus. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? Antwoord: 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Dit is wat ons bely, broers en susters. Broers en susters, laas keer toe ons gekyk het na vraag 1, toe sê ons vir mekaar, hierdie is een van die heel belangrikste vrae wat jy vir jouself kan afvra. Waarin vind jy jou troos? Waarin vind jy troos in alles? In lewe,
en in sterwe. En alles wat hierdie lewe op jou pad kan sit, en ook in jou sterwe. Ons het toe gekyk na die antwoord en besef, ons vind nie ons troos in onsself of in enigiets wat ons kan doen of in enige ander mens of skepsel of iets nie. Ons vind dit daarin dat ons nie in onsself nie, maar in Jesus Christus behoort. Nou broers en susters, die vraag vanoggend lei baie logies op hierdie een. Wat moet jy regtig glo om hierdie troos te kan ervaar? Watter dinge moet jy weet om hierdie troos te voel in lewe en in sterwe? As jy nie hierdie dinge weet nie, dan gaan die eerste vraag nie vir jou baie beteken nie, of die antwoord vir die eerste vraag nie vir jou baie beteken nie. En daarom is vanoggend se vraag net so 'n kern en belangrike vraag. Waarskynlik weer eens een van die heel belangrikste vrae wat jy vir jouself kan vra. Wat moet jy glo om hierdie troos te kan hê? Om dit baie eenvoudiger te vra eintlik, moet ons net vra, wat is die evangelie? En glo jy in die evangelie? Die Heidelbergse Katekismes maak dit dan baie maklik deur die evangelie van ons in 3 dele in te deel. Die eerste is, jy moet weet hoe groot jou sonde is, en hoe groot die straf is wat jy verdien as gevolg van jou sonde. En tweede moet jy weet hoe jy van hierdie sonde verlos is. En ten derde moet jy weet, hoe moet jy nou reageer hierop, dat jy van jou sonde verlos is. Om hierdie nog meer eenvoudig te maak, moet ons eintlik net 3 woorde onthou, 3 vrae onthou. En dit is, waarvan, waardeur en waarvoor. Hierdie 3 woorde kan jy eintlik vir jouself oor en oor herhaal, want as jy hierdie 3 woorde ken, en die vrae wat op hulle volg ken, dan ken jy die evangelie. Dan ken jy dit wat jy moet ken om hierdie troos te kan ervaar. Waarvan, waardeur en waarvoor. Waarvan is ek gered? Waardeur is ek gered? En waarvoor is ek gered? Dis hierdie 3 dinge. Waarvan is ek gered? Van my sonde en die ewige dood. Waardeur is ek gered? Deur die reddingsdade van Christus. Waarvoor is ek gered? Om tot eer van die Here te lewe. Soos die Heidelbergse Katekismes sê, vir 'n dankbaarheidslewe. Hierdie 3 dinge staan so kern tot ons geloof, dat ons kan nie sonder dit nie. As jy hierdie 3 dinge ken jy die evangelie, en dan het jy die troos waarvan ons laas keer gepraat het. Nou waar kry die Heidelbergse Katekismes hierdie 3 dinge? Kry dit in die skrif. Dit is in die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, Efesiërs 2. Vers 1 tot 3 gaan oor waarvan is ons gered. Dit verduidelik in besondere diepte net in 3 verse ons verlorenheid. Waardeur is ons gered? Die tweede, dis van vers 4 tot en met vers 9. Dit verduidelik die liefde wat God vir ons het en hoe ons in ons Here Jesus Christus gered is en wat dit als beteken. En dan laastens, waarvoor is ons gered? Dis vers 10. Dit sê vir ons dat ons is gered om goeie dade te doen, 'n dankbaarheidslewe te lei. Natuurlik kry die Heidelbergse Katekismes dit nie net hier in Efesiërs 2 nie. As mens kyk na die boek van Romeine, dan sal 'n mens sien dat dit is ook rofweg hoe die hele boek ingedeel is. Ook hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 3 gaan oor die verlorenheid. En hoofstuk 3 tot en met hoofstuk 12 oor die verlossing. En hoofstuk 12 tot en met die einde gaan dan oor die dankbaarheidslewe. Die skrif verkondig die evangelie van die Here. En dit verkondig dit op hierdie 3 maniere op baie kere. En dis waar die Heidelbergse Katekismes dit kry. Wat ook belangrik is om raak te sien vanoggend is dat Sondag 1 dien as 'n inleiding tot die res van die Heidelbergse Katekismes. En die hele Heidelbergse Katekismes is ook in hierdie 3 maniere ingedeel. Dit is ook die volgorde waarmee dit sake bespreek. So Sondag 1 is dan die inleiding. Maar wanneer ons in die toekoms gaan kyk na Sondag 2 tot 4, sal jy sien, dit gaan oor die sonde, waarvan ons gered is. En dan Sondag 5 tot 31 gaan oor ons verlossing, waardeur ons gered is. En dan Sondag 32 tot 52 gaan oor waarvoor is ons gered.
vir 'n dankbaarheidslewe tot eer van die Here. So hierdie drie dinge vorm die raamwerk van so baie dele van wat ons glo. Dit vorm die raamwerk van die evangelie. Maar vanoggend gaan ons dan aan die hand van hierdie drie dinge na ons teksgedeelte kyk, na Efesiërs 2, om dieper in dit in te delf, om die vrae te probeer beantwoord op al drie hierdie vrae. Ons moet besef, broers en susters, ons gaan in hierdie bedeling nooit die volle diepte van die evangelie besef nie. Maar ons kan dit leer ken, soos wat die Here dit in sy woord aan ons openbaar, en soos wat ons in ons lewens saam met hom wandel, kry ons 'n dieper en dieper verstaan van wat die evangelie werklik is. Ons is dan by die eerste een. Waarvan is ons gered? Dis in vers 1 tot 3. Ek gaan dit weer vir ons lees. Efesiërs 2. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die owerste, van die onsigbare magte. Die gees wat nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Nou mens hierdie drie verse alleen lees, is dit baie donker, is baie swaar, is baie moeilik om te hoor. Niemand wil hoor hulle is dood as gevolg van hulle sondes nie. Maar ons moet dit hoor. Dit is waar ons besef dat ons die evangelie nodig het. As jy nie weet waarvan jy gered is nie, beteken jou redding vir jou nie baie nie. Jy moet weet waarvan jy gered is, want eers dan gaan jou redding vir jou ware gewig dra. En hier staan, ons was dood as gevolg van ons sondes en oortredings. Nie siek nie ligtelik op die verkeerde pad nie 'n goeie mens wat slegte gewoontes het, of enigiets soos dit nie. Hier staan, blaatant, ons was dood. 'n Dooie mens kan homself nie red nie. 'n Dooie mens is volkome afhanklik, kan niks doen nie. En daarom moet ons besef, ons is alleen uit genade van die Here gered. Dis hy wat ons lewend gemaak het uit die dood. Wat vers 2 en 3 dan ook verder duidelik maak, is die drie bronne waarvan die sondes afkom. Baie teoloë noem dit die drie aardsvyande. Eerste word daar gepraat van die sondige wêreld waarin ons lewe. Die sondige wêreld waarin ons lewe. Die Bybel sê dat die pad na die hemel toe is nou, en die pad na die verderf toe is wyd. Dit beteken dat die oorgrote meerderheid van die wêreld al buite is sondig en is teen die Here. En ons lewe in daardie wêreld. En daardie wêreld het 'n invloed op ons. Broers en susters, baie van ons is dalk baie bevoorreg om in baie Christelike kringe te kon beweeg en te kon groot word en is nou nog daarin, maar ons lewe nog steeds in hierdie wêreld. Kinders sien dit by die skool, ons sien dit by die werksplek. Ons kan nie daarvan ontsnap nie, veral in 'n wêreld waar ons blootgestel word in so baie media, of dit nou die nuus is, of dit nou sosiale media is, of dit nou vermaak is, dis oral amper besmet met die sonde. Dit voel vir my partykeer asof jy kan nie iets kyk nie, maar die mense gaan daarin laster. Jy kan nie daarvan af wegkom nie. Ons is in hierdie sondige wêreld. Maar hierdie sondige wêreld is teen die Here, want dit is onder die beheer van die duiwel. Soos daar staan in vers 2, hulle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is binne die mense wat ongehoorsaam is. Hierdie vors van onsigbare magte verwys eenvoudig na die duiwel toe, die Satan, die teestander, hy wat teen die Here is. En wanneer ons dink aan die invloed van die Satan, moet ons regtig mooi besef dat mens kan of sy invloed oorbeklemtoon of onderbeklemtoon, en beide is gevaarlik. As jy sy invloed oorbeklemtoon, dan gee jy later nie meer die skuld aan die mens nie. Dis die Satan wat my laat sondig het. Ja, dit is die
die Satan wat jou getenteer en gemanipuleer en mislei het, maar dit is nog steeds jy wat dit gedoen het. So ons moet nie die invloed van die Satan onderskat nie. Hy is 'n realiteit. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Maar, ons moet nie die werk van die Satan oorskat nie, maar ons moet dit ook nie onderskat nie. Hy is 'n realiteit. Ons moet nie dink, hy speel nie 'n rol nie, hy is nie daar nie. Hy is 'n werklikheid. So ons moet, wanneer ons aan die invloed van die Satan dink, dit nie oorskat of onderskat nie. En dan laastens, net in geval ons gedink het, ons is onskuldig in al hierdie. Dis die sondige wêreld daar buite wat my hierdie dinge laat doen. Dis die Satan wat my hierdie dinge laat doen. Dan sê dit heel aan die einde in vers 3, so het ons ook trouens vroeër almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en gedoen net waartoe ons luste ons gelei. Ons het 'n sondige vlees, broers en susters. Al het ons heeltemal in 'n vakuum gelewe, as gevolg van ons sondige vlees, sou ons nog steeds teen die Here gesondig het. Ons is vasgekamp aan alle kante. Die wêreld, die Satan en die vlees is sondig en teen die Here. Wat opvallend is die laaste sin van vers 3 wat sê, vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Vanweë ons sondige natuur. Beteken dit kan ook veral vir die kinders dalk vreemd wees. Wat is jou natuur? Jou natuur, ons kan dit beskryf as dis die manier hoe jy bedraad is, of dis die manier hoe jy geprogrammeer is, dis die manier hoe jy ingestel is. Ons bely dat ons is van geboorte af ontvang en gebore in die sonde. Dit beteken ons is geprogrammeer om te sondig. Ons is bedraad om te sondig. Uit ons eie uit is ons heeltemal teen die Here. En daarom verdien ons sy regverdige straf. Broers en susters, ons moet die vraag kan antwoord. Waarvan is ons gered? Hierdie is waarvan ons gered is. Vers 4 kom dan, en dit slaan jou tussen die oë. Begin met die woordjie maar. Nog meer, begin met die twee woorde, maar God. Ons lees hierdie eerste 3 verse, en dit voel hopeloos en donker en sleg. Maar God, waarmee vers 4 begin. Dan kom ons by die tweede deel, waardeur is ons gered. Vers 4, wat sê, maar God is ryk in barmhartigheid, en het ons innig lief, en deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak, uit genade is julle gered. Die wonderlike troos. God het ons lief gehad, en daarom het hy ons lewend gemaak uit die doodheid. En hy doen dit deur sy Heilige Gees, deur die reddingsdade van Christus. Ons het gesê, nou net, ons is bedraad om teen God te wees. Ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is so geprogrammeer, ons het 'n sondige natuur. Wat kom doen die Here? Hy stuur sy Heilige Gees om in ons harte te werk, om ons anders te bedraad, om ons anders te programmeer, om ons natuur heeltemal te verander. Dat ons wat eers teen God was, wat gelewe het vir homself, wat gelewe het vir enige ander afgod, dat ons nou lewe vir God. 'n Afgod is enigiets wat vir jou belangriker is as God. 'n Afgod is enigiets wat jy hoër ag as God. En ons is in ons natuur so dat ons nie God as die belangrikste ag nie. Ons dien eerder onsself, ons dien eerder enigiets anders, al is dit iets mooi en positief, as dit belangriker is as God, is dit 'n afgod. Dan kom die Heilige Gees, en hy verander ons in ons diepste wesens, hy verander ons in ons natuur, dat ons nou net God dien, dat hy die hoogste is in ons lewens. En hy red ons deur ons Here Jesus Christus. Ons het as gevolg van ons sonde en oortredings die dood verdien. En Christus het die dood vir ons gedra, sodat ons nou die ewige lewe kan hê. En dis volkome uit genade uit.
Daar staan in vers 9, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Broers en susters, ons het in Psalm 130 gesing dat omdat die Here ons sondes vergewe het, daarom dien ons hom, daarom vrees ons hom. En dis presies wat ons hier ook lees. Ons is so geneig om te wil glo en te wil dink dat ek deur my eie gehoorsaamheid myself kan red, dat ek my redding kan verdien. Maar dis nie hoe ons gered word nie. Iemand wat dood is, kan nie homself red nie, kan nie homself lewend maak nie. Ons is uit genade uitgered. Hierdie is ook baie mooi en goed om te onthou, kinders, nou al. Die woordjie genade beteken onverdiende guns. Dis wat die woord beteken, 'n goeie ding wat jy kry, wat jy nie verdien nie. Regverdigheid, die definisie van daai woord is, dis wanneer jy kry wat jy verdien. As die Here net regverdig wou wees, as ons net moes kry wat ons verdien, dan het ons die straf en die ewige dood gekry. Maar die Here is nie net regverdig nie. Hy is ook genadig. En daarom kry ons hierdie goeie ding wat ons nie verdien nie. Ons kry die ewige lewe. Iets wat die Here nooit is nie, is onregverdig. Onregverdigheid is wanneer jy 'n slegte ding kry wat jy nie verdien nie. Die Here is nooit onregverdig nie. Hy is regverdig en genadig. En vir ons was hy genadig. Hy het Jesus gestuur om die straf wat ons verdien te dra, sodat ons kan lewe. Uit genade uit is julle gered. Ons het niks om uit onsself op trots op te wees nie. Ons het niks om op te roem uit onsself uit nie. Ons roem in die Here. En dan, broers en susters, die heel laaste vraag. Ons het nou gevra, waarvan is ons gered? En ons het daar gesien, waarvan in vers 1 tot 3. Ons het gevra, waardeur is ons gered? En ons het gesien wat die antwoord daarop is van vers 4 tot 9. En dan die laaste vraag, waarvoor is ons gered? Hierdie is ook iets wat mense nie regtig wil hoor of wil volg nie. Ons is gered om goeie werke te doen. Om tot eer van die Here te lewe. Almal wil hoor, hulle is gered. Almal wil die tweede vraagie hoor. En niemand wil hoor waarvan hulle gered is nie, die eerste een. En niemand wil hoor waarvoor hulle gered is nie, die derde een. Hoekom? Want die derde een bepaal dat jy jou lewe nou moet verander. Die Heilige Gees het in jou hart gekom en jou anders bedraad, jou anders geprogrammeer, die natuur verander, en nou moet jy volgens daardie natuur lewe. Jy moet lewe soos 'n kind van die Here. Hier staan, nee, God het, in vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons doen hierdie goeie dade deur die leiding van die Heilige Gees, deur die krag van die Heilige Gees. Die Here het ons daarvoor bestem, maar ons moet onthou, dit is en bly ons eie verantwoordelikheid. Ons moet dit doen. Ons dien nie nou 'n afgod of onsself of iets anders nie, ons dien die Here en ons moet nou elke dag kies om so te lewe. Ons moet nou elke dag kies om in ons dade en ons woorde en ons gedagtes die Here te dien. Ons kry dit nie in hierdie bedeling reg nie, broers en susters, nie altyd nie. Ons sondig nog steeds. Maar dis 'n pad wat ons moet stap saam met die Here. Dis iets waarin ons moet groei. Dis iets waarin elke gelowige groei. Vandag kyk ons na baie woorde en baie definisies. Nog so 'n woord is die woordjie heiligmaking. Nog 'n groot woord wat ons amper net by die kerk gebruik. Die woordjie heiligmaking is 'n manier om te beskryf jou pad wat jy saam met die Here stap om nader en nader om te groei, om al hoe meer en meer heilig te word. Ons moet hoe langer hoe meer groei in heiligmaking. Nader aan die Here groei, goeie dade doen tot eer van sy naam. Broers en susters, ons het nou gekyk na al twee vrae in Sondag 1. Al twee vrae wat
waarskynlik die heel belangrikste vraag is wat jy vir jouself kan afvra. Waarin vind jy jou troos? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, wat moet jy glo om hierdie troos te ervaar? Om het plat en eenvoudig te stel. Ken en glo jy die evangelie en vind jy troos daarin. Ken en glo jy die evangelie deur te weet waarvan jy gered is. Die ewige dood, die straf op jou sonde. Waardeur jy gered is. Die reddingsdade van ons Here Jesus Christus. Waarvoor jy gered is. Tot eer van die Here te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, ons loof en prys die heilige naam vir die wonder van u evangelie, die goeie nuus waarin ons mag glo en waarin ons mag troos vind in lewe en in sterwe. Dat ons nie aan onsself behoort nie, dat ons wat dood is in ons sondes, deur die genade lewend gemaak is en gered is en nou behoort aan ons Here Jesus Christus. Mag ons die diepte, die wonder van ons redding al hoe meer en meer besef. En mag het ons dryf daartoe om al hoe meer en meer gehoorsaam aan u te wees, om dankbaar te wees vir die redding wat u vir ons gegee het, en in hierdie dankbaarheid te lewe, om goeie werke te doen tot eer van u naam, want ons weet dat sonder u is ons niks. Sonder u is ons dood. Maar met u is ons lewend. Mag ons werklik groei in heiligmaking. Mag ons al hoe meer en meer onsself verdiep in die woord, leer wat u van ons verwag, leer hoe om tot eer van u naam te lewe, dit toepas in ons lewens. Want aan u kom toe al die lof en al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons bid ook dat u met ons sal wees, dat ons hierdie vertroosting van die evangelie sal ervaar. In alle omstandighede, in lewe en in sterwe. Ons bid daarom in besonder vir elke lidmaat van hierdie gemeente. U ken ons harte, u ken ons worstelinge, u ken ons struikelblokke. En mag ons troos vind in u evangelie. Ons bid ook vir ons broers en susters reg oor die wêreld. Ons weet ook van soveel vervolging wat daar is in hierdie wêreld, die wêreld wat teen u is. Dat u ook hulle sal vertroos in u goeie nuus en in u evangelie. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen.